En strande, riviere en woongebiede skoongemaak. Die Big Five clean-up is daarop gemik om mense veral bewus te maak oor die gevare van plastiek. Na raming beland daar jaarliks ongeveer 25 miljoen ton van die wêreld se plastiekafval in die oseane. Gereed vir die groot skoonmaak. Die groep kinders van die Kaapse Wynland het meer as 50 km gereis om hul bydrae te lewer. Die kinders is deel van 'n nie-regeringsorganisasie wat hom toespits op ontwikkeling en vandag tydens hulle uitstappie is hulle touwys gemaak oor die gevare van besoedeling. Ek het nogals geleer dat ons moet die see skoon hou want ek het vroeër foto's gesien van wat gebeur met die visse en die diere wat in die see is en dat baie mense rommel op die see mors. Ek dink klomp goed is van die mense wat die vullis in die see gooi en die diere wat doodgaan. Ja, ek het geleer om papiere op te tel by die strand, want ons kan nie dat so vuil hou nie. En die diere gaan ook dood. Plastiekbesoedeling is een van die grootste bedreigings vir alle seelewe. Die publiek word gevra om hulle gebruik van plastiek te heroorweeg. When we do beach cleanups, we have to bring people back to the reality of what actually is happening in our oceans. You just need to look at the World Economic Forum reports each year on the plastic situation in the ocean. And the latest reports that have been released tell us that by the year 2050, there will be more plastic in the ocean than fish. Die rommel wat opgetel is en herwin kan word, sal verkoop word. Die opbrengs sal geskenk word aan die Smile Stichting. Wat nie herwin kan word nie, sal in eco-bakstene omgeskep word, waarvan 'n skoolgebou sal word. Daar word gehoop dat die veldtog almal sal aanmoedig om hulle optrede en die impak wat dit op die natuur kan hê, te heroorweeg. Mariska Botha, SAK nuus, Kaapstad.